'n besoek aan die Sea Gypsy Café op Kai 4 in Mossel Bay is 'n absolute moed. Hierso het ons die heerlikste roosterkoeke geniet wat op 'n oop vuur voorberei is. Dit is definitief die moeite werd om Pinnacle Point of die Punt, soos hy bekend staan, op Mossel Bay te gaan besoek. In 2012 het die provinsiale erfenishulpbron owerheid die plek tot 'n erfenisterrein verklaar. En die Suid-Afrikaanse regering het in 2015 ook 'n voorstel ingedien om die grot by die lys van wêrelderfenisterreine by te voeg. En hy staan op die UNESCO-lys van tentatiewe terreine as 'n potensiële toekomstige reeksbenoeming. Gaan kyk gerus, dis pragtig. Gaan besoek ook gerus die Lookout restaurant in Plettenberg Bay. Want daar het jy 'n pragtige uitsig oor die see, as ook die Beacon Island Hotel. Die Bloukranspas is 'n historiese skilderagtige bergpas in Suid-Afrika se tuinroete, bekend vir sy 19de eeuse ingenieurswese deur Thomas Bain deur die Tsitsikamma-boude. Die pas is in die 1980s gebou en is 'n pragtige vertoon van die Victoriaanse era van padbou met klipmure en nou skerp draaie. Die Oos-Kaapse gedeelte is amptelik gesluit vir voertuie weens vloedskade in 2007. Maar met jou motorfiets kan jy die pas ry en dit is elke oomblik die moeite werd.
Die Village Lodge in Stormsrivier is 'n bekoorlike 3-ster gastehuis op die tuinroete. Dit bied bed en ontbyt of selfsorg, dit het gratis wifi en kinders gesellige kamers. Het ook 'n lekker groot lapa met 'n braai-area. Van hier af het jy maklike toegang tot bosstaptogte, boomtoere en avontuuraktiwiteite. Ons het aandete by Maryland 60's Diner geniet. Die eetplek nooi jou boonop uit na 'n terugblik op Amerikaanse eetervaring van heerlike hamburgers en koue melkskommels. Geniet ook Golden Oldies op 'n pragtige jukebox en neem foto's van die pragtige versameling klassieke motors en motorfietsse wat die sensasionele 60 eras van niemand anders as Marilyn Monroe en Elvis Presley vier.